niemand nie, dat deel is so ver vir my nie. Maar baie welkom hierso. Lekker ons saam die huis van die Here kom, is die laaste lang naai en 'n lang tyd. Is dit bly daaroor? Nee, ek het bly daaroor. Ek het hier kan hê anders so. Ons lekker tyd gehad vir hierdie naweek, saam die Here gewees, ons het gestap. As jy van die mense sien, so stadig loop, dis die ouer mense, wat daai ding, ou mense wat seer bene het en al die dinge. Maar is lekker dat ons ook nog stap saam met die mense en op 'n ander manier net die tyd saam spandeer in die natuur, maar ook op God se woord. En daar sal groei hierdie week. Ons in geval weer met al die goedjies, die selfhulp gaan weer aan en al die dinge gaan aan. Die Here gaan weer Vrydag op die Here. En dan volgende Sondag is dit, wat is dit volgende Sondag? Moedersdag. Volgens ons Moedersdag, soos ons spesiale Moedersdag, denk ek ook volgende Sondag so by die kerk. So mooi jy daar sal, moenie worry nie, ons sal jy weet ons hou kort hê. So as jy die bout in die oond gesit het, ons sal goed die man brand, sal ons dit klaar wees hierso. En dan ons pastoor blokkeer, dit en Susan baie wat terug sê, hulle is ou lidmate hier, hulle is ou ook, maar hulle is ou lidmate hier, soos lekker meer mee saam met ons te hê. So wil ek die dienst aan ons en weet ons baie meer verder saam te staan. Ek kom beteer met die pastoor met grys hare, jy sien hoe sy grys hare, ons kyk wie sy grys is. So ons baie welkom so saam met ons vandag saam. Ek gevra ons net so sit en sluit sy oor. Vader, baie dankie dat ons volgens so saam kan kom. Ek vra Here dat U hierdie sal seën. Here dat ons in hom geloof en prys dat U opgehef sal word. Here, elkeen van ons soos ons vandag is, kom soos ons is, Here. En Here, ek vra dat U ons sal verlig, dat U ons sal ophef, dat U ons sal versterk, maar deur dit alles wat Here, dat ons U sal ophef in ons lewens. En dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om te kan sê, U is ons God. En daarom wil ons U loof en daarom wil ons U prys. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons sal allemaal saam, as julle sal sing en dan weer 'n groot maal volg.
is vir elkeen van julle. Nie verseker is, hy sê, dat hy en jy nie van jouself meer moet dink as 'n mens behoort te doen. Dis 'n waarskuwing hierso, wat God gee, dat ons as mens moet nooit meer van onsself dink, as wat ander mense die werklik is nie. En hoekom hierdie vraag gegee word, hoekom hierdie stelling gemaak word, is wanneer ons binne die liggaam van Christus kyk, dan dink ons sekere bedieninge, sekere gawes is meer belangrik as ander. Die pastoor is belangrik as die gemeente. Maar die Bybel sê, ons moet nie meer dink van onsself, miskien op ons op die voorgrond staan, want wanneer ons in die bediening staan, wanneer ons werk in God se koninkryk, wanneer ons in die liggaam van die Here werk, dan is dit een liggaam wat op self kyk. God kyk na die hele liggaam. Hy kyk na jou liggaam, jou rol in hierdie liggaam. En in 'n ander gedeelte van die Bybel sê, dat die dele wat ons baie keer dink, die minste is, word met die grootste eer gegee. En ek dink ons moet ons self in die begin van die dag sê, wanneer God ons op pad wil stap en hy wil hê dat ons moet doen werk, wanneer hy 'n roeping in jou lewe is geplaas, wanneer hy jou sê waar hy jou nodig het, wanneer die gawe van God in jou lewe is. Wanneer ons daar begin werk, dan moet jy baie versigtig wees vir geestelike hoogmoed. Dis een van die grootste gevare wat ons het, dat mense geestelik hoogmoedig word. Ag, ek kan 'n taal praat. Ek ken die Bybel beter as jy. Ag, weet jy, ek gee meer as jy. En dan kom 'n mens baie keer op 'n plek waar ons dink, die Here seën my so, dat ek beter is dan. En dan die mense wat minder seën, minder gebruik word deur die Here, word so half op die kant geskryf. Ek word die verhaal vertel van 'n ou wat die traporgel gespeel het. Julle onthou die ou dae was die traporgel was met jy moes op pomp uit. Daar was lug gewees. En hierdie een ouetjie het almal daar in die traporgel getrap. En die vrou het gespeel, sy was die beste orgelis. En mense het van heinde en ver af gekom. En sy het elke keer al die eer, sy gaan af, ek is so oulik. Sy het nooit hierdie ou in die traporgel getrap het. Ooit erkenning gegee. En een dag was sy so druk, toe is daar niks. Hoekom? Wees dink, dis nie belangrik nie. Maar as jy nie daar is nie, is ander mense nie reg nie. Kan ander mense nie reg nie. Ons dink baie keer, dit is die ou wat die voor staan, wat die belangste werk het, maar beloof julle, as daar iets fout kom in die klant, wat doen julle gewoonlik? Ons dink is dit belangrik nie. Maar weet jy wat, as hy nie hier is nie, dan sukkel ons. So ons moet besef dat dit 'n God vir jou gegee het, is net so belangrik as enigiemand anders se werk. God roep jou, en met boodskap ondersteuning vir jou sê, ben jy is anders, asseblief onthou dit is anders. En God vir jou daar gebruik. Hy gaan verder en sê, maar jy moet daarin besadig wees, so jy moet eers begin besef, dit wat ek kan doen, dit wil ek doen. En al doen ek net dit, maar die beste van my vermoë, dan weet ek is okay. Ons hoef nie almal die begeerte te hê, voor my verhoog te staan, of 'n leier te wees. Want dis almal leiers wat die groep nie maklikste dit vandag. Die mense is almal die voorstaan, elke van ons wil preek gegee. Maar die Here elkeen van ons plek by. Hy sê, ons wees tevrede. Hy sê, want ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal, hy sê baie, nie almal dieselfde werkinge het nie. Hy sê baie mooi. Nie een van ons het dieselfde werkinge as iemand anders nie. God het jou uniek gemaak. Hy het jou gevorm, hoe jy groot wil word, hy het jou gevorm in 'n sekere vorm te wees, om in te pas waar jy is. Die Bybel sê vir, ek dink dit is Esther wat sê, you are born for a time like this. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie, waar God jou wil gebruik. En wanneer ons na mekaar kyk, as in die liggaam van Christus, is nie net 'n kerk nie. Die liggaam van Christus is klomp kinders van die Here wat hulle taak, hulle rol, hulle roeping opneem wat God vir hulle gee. En wanneer jy op 'n plek kom, ons gepraat van laasweek van, jy gee jou lewe al meer oor aan God, en hoe meer jy oorgee, beloof jy, gaan jy ook meer uitvind wat God se doel in jou lewe is. En wanneer jy God se doel in jou lewe het, dan moet jy besef, dan is dit hoe klein. God gaan groot maak. 5 broodjies, 2 visies, dat is al baie in daai lewe. 'n seentjie met 'n kosblik van 5 broodjies, 2 visies. Dis klein. Of vergelyking van 3000 plus mense. Maar weet jy dit wat hy gehad het, die bietjie, die kleinetjie, wat hy gedink nie genoeg is nie, het hy gegee. En sê, weet wat, ek
ek het dit in ons te gee, en God kon gebruik. En ja, ons werk in 'n verskil, nie almal is musikante nie. En van julle wil graag baie voorsing, maar julle stemme is nie reg vir voorsing nie. Wie veel is so stem? Ons wie sê reg? Wie veel sing so in die stort, dat julle kinders wil oor dit doen? Ja, as klaar vir ons te doen. Almal het die stem om te sing, maar jy hoef nie voorsanger te wees om die Here te loof en te prys nie. Jy hoef nie. Toe ek van agteraf vorentoe stap, weet jy, lekker was dit, want daar agter hoor ons die musikante, die speakers op ons, toe jy voorstel te hoor die stemme, dis ons. Weet wat? Elkeen van julle, wie jy is, waar jy is deel van die liggaam van Christus, en ons moet besef, dat jy nie jou plekkie moet opneem. Amen. Dis al. Wie veel het al by Bybelklap in die vinger gekry? En wie veel het al laat om aardappels probeer stil met 'n Bybelklap? Weet jy hoe voel dit? Dit is baie seer. Weet jy, as dat vinger nie se werk moet doen nie, kan hulle nie agter nie ons voorwerk. Daarom het God ons geroep, en dit, toe alle hierdie gedeelte neerstel, toe kyk hy na die gemeente van Romein, sê, weet jy, julle is so groot kerk. Julle is so groot verteenwoordiger van Jesus se liggaam. Hoekom neem julle nie julle plek uit? En weet jy, daar was paar mense dinge was beter as ander mense. En hy sê, kom ons maak rustig. Kom ons maak rustig, want as jy nie daar is nie, dan moet alles nog steeds voortgaan. En as dit ons die plek op ons kan gaan. Hy sê, soos almal saam een liggaam Christus, elke afsonderlik lede, en luister baie mooi na die woord van mekaar. Van mekaar. Volgende kyk so vinnig op Facebook, gaan so deur en dan kom ek kyk eens reels op dit deels nie. Engels, weet is dit daar? Kom video's. En hierdie paartjie het gesê, ons is Christen en ons die kerk nodig hou, ons is God aanbid by die huis. Toe sê vir nee, hulle moet inskakel, by die kerk begin hulle groei. En hoekom? Jy leef nie binnekant toe jy leef, buitekant toe. En die beste plek om buitekant toe te leef is daar in mekaar in jou lewe, is daar die woord in mekaar. En wanneer ons praat van mekaar, praat ons van ek, en jy en ek, dis mekaar. En dis wat God wil hê dat ons bediening mag uitlewe in die liggaam, want ons afsonderlik lede van mekaar. Jy is nie lid van die kerk nie, jy is 'n lid van die liggaam van Christus. En wanneer jy lid van die Christus se liggaam is, dan kyk ons na mekaar, nie net binne die kerk nie, maar na buite in die koninkryk van God, waar ons mense kan bedien. God wil hê, jy moet nie net vir jouself lewe, jy moet vir ander mense ook lewe. En hy sê, en ons besit genade gawes wat verskil volgens die genade wat hy julle gee. Ek wil net die definisie van genade vir julle gee. As a divine influence upon the heart and its reflection in the life of you. Dis baie mooi. Dis 'n divine influence upon the heart, your heart, and the reflection. So wat gebeur as jy geloof nie, dan draai jy dit uit. Want ons laat die geloof staan, God in jou hart as praat, kan jy nie anders as dit begin uitdraai. Maar hy sê, jy sê elke vir ons 'n mate van die geloof. Nou, Jesus sê dit nie, jy het minder geloof, jy baie geloof het. Dit gaan op wat se vlak jy met God werk. Dit die talente, een ou het 1 talent ontvang, ander het 2 gekry, ander het 5 gekry. En dit gaan oor wat hulle kon doen, waarvoor hulle reg was om te doen. Nou ja, die Here sê vir my, hoe jy klim op die klavier in nie. Dis nie my gawe nie, dis nie 'n talent wat ek het nie. Maar ek kan sê, hoe jy kom maar op die dromme so af en toe inklim. En ek kan so 'n bietjie dromme speel. Maar die Here gee ons genade gawe, vir ons jou genade, dit wat hy op jou lewe plaas. Gee hy vandag vir jou, hy sê, en hy gee vir jou 'n roep. En hy gaan verder, hy sê, dit is 'n profesie, na die mate van geloof. Dit is so interessant, hy sê, profesie en geloof, wat jy moet profeteer en dan die geloof betrek. Want as jy nie self geloof het, jy kan nie na die woord gee nie. En hy gaan verder, en hy sê, bediening, die werk van bediening, na hierdie woordjie bediening, is om letterlik te dien. Is om letterlik te dien. Want toe ons sê, wat kan ek vandag vir jou doen? En hy gaan verder, in die werk van bediening, en wie leer die lering. Dus ek moet dan die pastoor Keesie, so hy is 'n leraar. Pieter wil later gesit, hy is 'n leraar. En dis nodig dat ons ruimte skep vir lering. En hy sê verder in die vermaning, en ek is so lekker gelees op die vers, want vermaning is nie baie lekker ding om te doen. Het gebeur. As ons vermaan binne die liggaam van Christus, dan is daar altyd iemand wat offensie het.
Ek ken ons offense nie. Kom praat met my, maar ek lees die volgende, is die correction without prayer is noise. Dis baie mooi. Ons moet nie correct om ek offense geneem het nie. Dit is al gebed saam gaan. Correction without humility is pride. Correction without love is attack. So wanneer ons self vermaning doen, moet ons besef dat dit vermaning gaan nie oor my nie, jy gaan nog steeds net dien, en jy is gehoorsaam aan die Here. Amen. Dit praat van die God se hart uit. Ons deel dit verder so. Dan gaan hy af en eindig. Hy sê wie uitdeel in opregtheid. En ek sien so baie gereeld die ding op Facebook wat hulle sê wanneer jy uitdeel en jy moet jouself weer hulle sien. Maar ek gee vir jou geld, daarso is self vir. En jy sien baie keer in die video's wat mense dis influencers op Facebook woorde, mense help en maak asof hulle arm is. Sê maar ek wil gewoon net nie vir geld vir brood en hy sê dat hulle kom brood in hulle hande. Maar hulle sê wat jy gee, wanneer jy gee, moet ons gee in opregtheid. Ons opdeel opregtheid soos God wil hê. Nie deur mense gesien te word, ons hart moet korrek wees. En hy sê verder, hy sê wanneer ons 'n voorganger is, 'n leier is in ywer, want as ons ywer verloor as 'n leier, dan verloor die hele groep ywer. Die later kom. As ek 'n Vrydag nie voorby stap het nie, dan gaan die groep se spoed stadig gaan. As ek vinnig stap, wat gebeur dan stap hulle vinnig. Dis wat 'n leier doen, die ywer as 'n leier moet jy behou. En dan gaan verder sê, die barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons doen nie goed aan ander mense. Dit is swaarheid. Jy doen goed aan ander mense met 'n blymoedige hart. En dan ons hierdie deel vanoggend ek wil vra dat julle elkeen net sal besef dat jy is uniek deur God gemaak. Dis soos jy is. God het jou gevorm en het in jou geplant en het tyd saam jou spandeer om vir jou vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke plek 'n roeping te gee. Amen. Maar dit is God gemaak. Hy stuur jou na mense toe wat jou nodig het om sy hart vir hulle te gee. Ons het nie gesê kom ons skep 'n gees, maar die gees wil jou gebruik net soos jy is. En ek wil hê dat jy nooit 'n bediening met enige iemand anders vergelyk nie. Toe ek net hier in die gemeente gekom het 'n pastoor, dis 'n pastoor, ek nie waar nie. Het 'n pastoor vir my gesê, pastoor, jy preek nie. Hy is evangelis. Het geskree. Almal ook is soos gekry. En almal het gesê, jy sal nie met die hel toe gaan nie. En terwyl ek so met hom gepraat het, het hy pastoor, ek is nie jy nie. Ek is ander. En dis wie ander is. Dis die ander. Jy het God geroep het, die ander wie God geroep het. En baie keer verander ons vir mense. Baie keer verander ons onsself so baie dat jy verloor wie jy is. En ek wil hê dat jy gaan stil word voor God in die week. Sê Here, wie is ek vir U? Waar wil U my gebruik? My vergelyking met my lewe, ek wil nie myself met ander mense vergelyk nie. Jy sien, Facebook is soms super, ek is ander om dit te sê. Want in 'n ander kerk kyk jy sien ander pastore dit en voel soms hoor jy maar so minderwaardig. Maar weet jy wat? Ek is ek. Jy is jy. Maar God wil jou gebruik soos jy is. Maar soms net deur om een persoon se lewe te raak, is jy moeite werd. Waar jy beweeg net een persoon jou hand op sy lewe te plaas en sy lewe omgedraai, dis jy moeite werd om daai roeping op te neem wat God vir jou sê. Al is dit om te gaan en iemand by 'n til is gesê, al is dit om langs die pad te stop iemand te help, en terwyl jy daai mense help om wiel om te ry, met liefde dit te doen, en dan hulle sê, maar jy is anders. Want jy is anders, God het jou anders gemaak. So jy kan inpas waar hy jou wil hê. Dan gaan lees die gedeelte as Here, die so baie genade gawes, as ek jy roep in die wêreld, waar pas ek in? Weet jy van die belangrikste roepers baie keer in die kerk is, wie by die toiletpapier, wie veel daar toilet is en as toiletpapier? Wie veel het daar gedink? Ons allemaal. Weet wat is dit? Dit is 'n gawe om te dien in die kerk. Om hier tafel te dek. En vandag het jy
mense nie. Vir die kinders. As 'n wonderlike lesing, dit is seën met die jeug, met die jonge mense. Dit sê, selfs al dadelik is 'n seentjie, jong man, God wil gebruik. God gebruik kinders ook. God wil jou gebruik, net soos jy is. Kom na hom toe. As Here, hier is ek. Ek is besig met my liggaam, my lewe oor te gee, en mag bly my ook binne in die liggaam van Christus. Want wanneer ek in die liggaam van Christus staan, en jy staan op, en begin jou rol inneem dat God jou voorroep het, dan groei jy, en die mense om jou groei. Die mense sien lig in jou. Waar jy ook in 'n donker omstandighede instap, dat mense vir alles sê, weet jy wat? I want to have you in my presence. Ek wil jou by my hê, want jy laat my beter voel. Jy laat my voel as ek gee. Jy laat my Jesus sien. En dis hoe ons die liggaam van Christus is. En wanneer ons moet deel het in die nagmaaltafel, weet wie is die verteenwoordiger van Jesus se liggaam. En wanneer ons deel het vanoggend, as sy liggaam vir ons gebreek is, wanneer ons deel het vanoggend, as sy bloed vir ons gevloei het, dan wil ek vandag vir jou sê, terwyl jy hierdie broodjie inneem, sê, Jesus, ek wil dit met u nagedagtenis. Dan sê ook, maar onthou saam met dit, ek is deel van die liggaam. En dis is hierdie nagedagte die Jesus is, en jy deelneem in hierdie nagmaal, soos jy inneem in jou liggaam in. Weet dat jy is deel van God se liggaam. Weet dat jy is deel. Toe hy sy liggaam gegee het, dat jy is in sy gedagtes. Jy is deel van sy toekoms, wat hy gehad het vir jou lewe. Jy is deel van sy plan vir jou wêreld. Net soos jy is. En hy wil vandag nie hê, dat jy ons terugsit nie. Of my broers met my help, sal bedien. En ek weet toe, praat ek in 'n ander persoon bietjie oor heksery en towery en goedes. En hoe maklik die duiwel binne die kerk kan kom. Hoe maklik die Satan aanbidders in die kerk kan beweeg. Dit toe ek kind was, is altyd getuienisse gehoor van hoe Satan aanbidders buite die kerk, hulle kan nie inkom. Hulle kan nie inkom. Want daar is 'n laar van engele wat die kerk beskerm. Maar daai kerk mense het hulle roeping opgeneem en vasgestaan in Christus. En wanneer Christus so lewendig word in ons, dan kan die duiwel nie staan nie. Maar hy het reg gekry dat die wêreld, die kinders van die Here, eerder wil terugsit en niks doen nie. En dan gaan hy vooruit beweeg. Soos jy vandag sê, maar ek het iets wat die Here wil doen en dan vir jou sê, vind uit wat jy vir God moet doen. Want dan sal die duiwel nie kan floreer nie. Nie in jou lewe nie, nie in jou omstandighede nie. Want Christus is in jou en met jou. Die groei saam. Wanneer jy volgende deel het in sy liggaam, wil ek vra dat jy wil sê, saam met Jesus, Jesus, ek vandag deel het in die liggaam wat vir my gestel het. Want ek ook vandag die verantwoordelikheid opneem, om my rol in die liggaam op te neem, en dit te doen wat hy ons moet doen.
doen hierdie tot by nagedagtenis. Vandag eer ons Jesus deur hierdie tafel. Maar ons eer sy liggaam vir ons, Gees wat ons sy liggaam vir ons vandag deel is vir ons roeping en ons bedieninge. Maar nie moet vandag deel het hieraan. Jesus het 'n verbond gemaak deur die bloed. Almal wat ongeneem het en hulle sal hy mag jy kinders van God te word. Deur sy bloed het ons skoon gewas. Deur sy bloed het vir ons geleentheid gegee om as 'n skoon offerande voor die Vader te staan. Want Jesus het alles vir ons geneem. Die broers die wil bedien, as hulle die beker wil bedien, ook in die hand opsteek, dan gaan ons hulle bedien. Dankie. Sy lewe gegee het, wat gesterf het, wat begrawe was en weer opgestaan het. Terwyl ons daardie geloof was, sou vandag terwyl sy hier tafel kyk, weet dit elke van ons deel is van die liggaam.
En ons neem volgens daardie verantwoordelikheid op. En sê, Here, gebruik my. Ons genade sal ek in my gee, Here. Stel ek myself beskikbaar, dat jy my kan gebruik. Soos Jesus gehoorsaam was tot die dood toe, en ja, ons ook, elkeen gehoorsaam te wees, om te vervul, wat jy wil hê ons vervul, dit is my gebed, in Jesus naam. Amen. En dan ook baie dankie, broers. Ek wil so as musikant kan sal na vore kom. Is God besig in jou lewe? Help die kerk jou te groei. Dis nie so julle moet vra en jouself ons moet vra is help dit om te kom, om plek te kom, sê ons hoor wat God se woord vir ons sê. En ons sal afsluit met 'n lied as ons sal sing. Hierdie geleentheid is 10 is so vra ons bring ons weet die Here sê bring dit na die skatkis toe. En ons weet die Here seën elkeen wat gee. Dis my gebed vandag dat soos julle saai dat julle sal beleef hoe God julle sal seën terwyl julle dit by God gee. Ons sal saam ons sal hierdie afsluit. Hierdie dag is 'n dag nie vir ons gegee. Ons hoef ons by self te